Welkom by die week se episode van Blitsfokus. Ons gesels oor wat's nuut in die wêreld. Ons het 'n baie spesiale gas wat met ons gaan kom gesels. Ons luister na 'n nuwe liedjie en op die einde lees ons 'n nuwe boek. Kom geniet dit saam met ons. Welkom terug kykers by hierdie afdeling van vandag se episode Wat's nuus. Ek is so bevoorreg om vandag die ou presenter van Blitsfokus, François te hê, as my mede-aanbieder vir die nuusafdeling. Kyk, Rosaan, ek moet sê, jy doen nogals goed sover. Ag, baie dankie. Jy doen nogals goed. Ja, nee, jy doen goed. Oh, dankie. Jy het beslis beter gedoen. Nou van julle wat onthou het laas jaar, toe ek oorgevat het, julle sal onthou wat 'n ramp dit was. So, baie goed gedoen sover. Ek moet sê, ek het goeie opleiding gekry die laaste maand, so baie dankie daarvoor. Ek is baie bly, ek doen goed. Dis 'n verligting. Nou, so ons is nou hier so om 'n bietjie te gesels oor wat net. Nou, jy ken tog nou wat ons doen, hè? Ja. Okay, so waar wil jy graag begin met vandag se nuus? Interessant genoeg, vandag se nuus het uitgekom op redelik baie sport onderwerpe. Ja, So, welkom by Blitsfokus. Ja, onder andere, UNAM het aangekondig dat hulle 'n nuwe graad het wat jy daar kan geswat. Sportcoaching. Nog iets om te leer. Ja, so hulle het dit hierdie jaar begin. Die ding se naam is 'n sports coaching degree, maar dit is 'n 3 jaar graad en hulle is tans oop vir aansoeke daarvoor. Ja, baie interessant. Hulle gaan Hoe het hy nou eers begin? Het ons nie al klaar sportcoaching gehad hierso nie? Ek is nie heel seker, maar hulle het dit hierdie jaar bekend gemaak as soos 'n graad op sy eie. Dis interessant. Of is dit nou dat almal uitgekom het uit Suid-Afrika uit om vir ons te kom leer? Amper soets, ja. Wel van nou af hoef ons nie meer soos afrigters of onderwysers in Suid-Afrika in te voer om sport in skole af te rig nie, want ons gaan eintlik nou gekwalifiseerde mense het wat dit vir ons kan doen. So ek is baie opgewonde om te sien wat in die skole sport gaan doen. Kyk, ek stem saam, nee, maar ek moet net eers 'n bietjie lag met die feit dat jy praat hier van invoer asof hulle net gaan ons order. Hulle is gepos na ons. Ja, nee. So. Ja, ek weet in Suid-Afrika is dit nou al geruime tyd 'n graad, wat gepaard gaan, as ek dit reg het, met Human Movement Sciences. So, okay. Nou fokus UNAM net op die gedeelte van die sportscoaching, so ek is baie opgewonde, ja. Ja, ek moet sê, met die hoeveelheid sport wat ons cover, is ek eintlik self geïnteresseerd om te sien, want soos ons eie coaches inkom en alles, behoort dit nou tog makliker te wees om vir ons skool om coaches te kry wat actually opgeleid is. Ek dink definitief so, ja. Want ek dink op hierdie stadium is dit onderwysers wat op skool ook sport gedoen het, dalk op universiteit sport gedoen het, maar nie noodwendig die graad gedoen het in hoe om kinders soos af te rig of so nie. So nou is dit mense wat gespesialiseer daarin is om atletiek af te rig of rugby af te rig of so hulle het al hierdie vaardighede wat hulle dan nou vir die kinders kan leer. So ek dink die half kwaliteit van skolesport gaan definitief opgaan teen die tyd wat hierdie studente dan nou klaar geswat is en in die werksomgewing inbeweeg. So ek is baie opgewonde daarvoor. Ek ook, veral as jy dink aan hoe belangrik skoolsport is hier in Namibia. Maar op dieselfde tyd, dit laat wonder jou nou, as ons skoolsport se kwaliteit opgaan, dink jy ons sal ooit Olympics toe kan gaan? Ek dink tog so, daar's van ons atlete wat baie goed is. Daar's definitief al mense by die Olympics van Namibia, maar ek dink ons kan definitief meer atlete dan nou daar kry en dalk meer spansporte in die Olympics kry dan met hierdie. Ja, ek dink tog so. Ek hoop so. Namibia dis 'n bietjie tyd dat Namibia op die map gesit word met die kwaliteit van sport, ja. Ja, nee, dis waar. Nou, praat van sport, het jy gou sien dat die Olympics die Winter Olympics het nou begin? Ja, ek het gesien. Dit lyk so lekker cool daar teenoor Namibia se hitte. Maar interessant genoeg, daar's 'n atleet, sy's 'n atleet en ek dink dit's free skiing, halfpipe free skiing en sy's maar 15 jaar oud en sy gaan neem deel in die Amerika se span, USA span.
Wow. 15 jaar is hy neem deel aan die atletiek. Imagine, jy's 15 jaar oud en jy gaan Winter Olympics toe in Milaan. Dit is nogals Ja. iets besonders. Sy blykbaar ski sy al vanaf sy 2 is. Altyd haar ouers was skiers, hulle het die passie in haar gekweek. So vir 13 jaar van haar 15 jaar wat sy lewe, ski sy al. So ek dink sy definitief verdien dit om daar te wees. Praat van commitment. Ja, definitief. Nou, ek moet sê dis nogal interessant want ek het gesien daar's 'n nuwe sport wat hulle nou wel ingebring het. Ja. Dit word genoem ski mountaineering. Ja, Maar of essentially hulle noem dit skimo verkort. Ski- As dit mense ja, dis dis actually snaaks daai. essentially hike met skis by 'n berg op en dan ski jy dit weer af. So Ja. hulle het spesiale goed wat hulle op die ski dan nou strap dat hulle grip Loop het dan, op die ja. mountain op of die berg op en dan kan hulle dit aftrek binne sekondes en dan gly hulle af aan die ander kant. Ek dink is baie interessant. Ek klink dit klink vir my soos baie fun. Maar iets wat ek eintlik voel is interessant, nê, is die feit dat in hierdie Winter Olympics het hulle meer mixed spanne begin inbring. Mans en Ja. vrouens saam Ja, om meer daai sport of daai spansport aspek Ja, van dit in te ja. bring. Ek dink dit is super interessant. Ja, maar dink jy dit gaan dalk 'n verskil maak? Ek dink tog so, want as jy jou beste vroue atleet en jou beste mans atleet bymekaar sit, dan kan dit definitief 'n groot verskil maak vir eerste of tweede of derde. As wat jy nou, sê maar nou jou eerste mans atleet en jou tweede mans atleet of jou eerste, tweede en derde, waar jy Ja. nou die beste in elke kategorie kan insit. Ek dink definitief dit gaan 'n verskil maak. Nou, uitgeskryf het jy al actually hierdie Winter Olympics gekyk? Ek het so episodes gekyk van mense wat val, daar het so 'n compilation gekom en ook bietjie gekyk van die onder andere Jamaica se bobsledding. Altyd Jamaica. Dit sneeu nie eens in Jamaica nie en hulle het goud gewen. So Ja, sulke nee? interessante gebeure by hierdie jaar se Olympics. Praat van goud wen. Mense sê daar's 'n moontlikheid dat Noorwe hierdie keer gaan wen, want hulle is net besig om te wen, stuk na stuk te wen. Ja. Ek sal so hoop want hulle kry mos maar baie koud daarbo. Ja, nee. Maar dit is interessant want gewoonlik hulle span is ook nie so groot soos byvoorbeeld die USA se span En die nie UK of so. se van Maar dit, so ja. ek is baie bly en baie opgewonde om die uiteinde aan die einde van dit te sien, kyk waar rank almal en hoeveel van wat is gewen. So ek dink dit gaan interessant wees. Ja, nee, Ja. dit sal nogals, want die ding is, die Olympics is nie iets wat baie hier in Namibia oor gepraat word, nie voel Ja. ek. En ek dink met hoe ernstig ons is oor sport, is iets wat ons meer moet doen. Ja. Like, hoe kan jy ernstig wees? Hoe kan jy wil dit maak in sport, maar die Olympics, die top van die top in sport, is nie jou goal nie. Ja. Ek dink definitief dit om by die Olimpiese spele uit te kom is groot effort en dit kos baie geld en dit kos baie tyd. Want ek dink ons atlete op hierdie oomblik net nie het nie. Daar's nie genoeg dit is ook befondsing weer waar. vir om sê maar nou een atleet te stuur, want dit kos regtig baie geld om atlete te stuur soontoe. So ek dink die resources is nou nog net nie daar in Namibië nie. Maar dis definitief iets waar ek sal sê hulle moet beoog om na toe te werk. Ja, veral met hoe ernstig ons is oor sport. Ja. Alhoewel ek moet sê, dit laat wonder my nou, dink jy Namibia het 'n bobsledding team? Jong, ek weet nie, tensy hulle by duine daar by die see gaan Ek wil- afgly, weet Dis- ek dis- nie of dis- hulle dit gaan bereik nie. Dis eintlik wat ek nou aan dink. Ons het duine. Ons kan gaan lekker deur daar. Is op met ski daar by die duine af. Ek meen sandboarding is 'n ding. Ja. Hulle moet dit net 'n Olimpiese spele sport maak. Ek dink nie dit word actually wag. Wie dink jy sal wen as dit wel? Like wie dink jy watter lande dink jy sal actually baie goed wees as ons nou hierdie sandsurfing in 'n sport te maak? Jessie, ek dink definitief enige land met lekker groot duine soos ons en dalk ergens daar bo in die Egipte. United Emirates waar Ja, dit so by droog Egipte is se en so baie kant. sand Ja. het, ja. Definitief. Ja, nee. Maar heel oor iets ander nuus en om dit bietjie meer terug by die huis te bring. Ons roadshow is op pad. Dis reg, kykers. Dit gesê, ons roadshow moes wel al klaar hier in Februarie begin het, maar dit is so 'n bietjie aangeskuif na Maart toe om die studente en die skole meer kans te gee om deel te neem. Dit gesê, die van julle wat nie weet wat roadshow is nie, Rosanne, weet jy wat die roadshow is?
ek moet sê Fransjo, ek is nog nie hier. Ek het nog net sulke snippets gehoor van wat presies die roadshow is. So ek dink jy wat al deur dit is, kan vir ons 'n bietjie vertel van wat dit als behels. Okay. Wel, ons media roadshow is basies waar 'n groep van ons van MyZone, ons gaan uit en ons gaan besoek die skole en ons gee vir hulle klasse op journalism, editing, hoe om foto's en video's ordentlik te neem, hoe om verskeie tools te gebruik, soos Canva en editing en al die goeders basies. Ons om vir 'n bietjie meer te leer van journalism, hoe om die waarheid uit te kry, hoe om dit ordentlik te doen dat jy nie in die moeilikheid kom nie. Okay, so basies al die etiket, die al vaardighede wat jy nodig het om 'n joernalis te wees, om 'n media producer te wees, dis baie interessant. Ek dink ek gaan dit geniet om ook mense is nooit te oud om te leer nie, so ek sal ook leer daarbey en om te sien hoe die kinders dan nou verbeter met tyd en so. Ja nee, ek moet stem nee, ek moet saamstem. Veral iemand wat klaar daardeur is, dis 'n baie interessante ding om deur te gaan. Maar jy weet, Rosanne, ek wil nie te veel tyd van jou vat nie, want ek dink jy moet nog 'n onderhoud hê hierna. Ja, ons het 'n baie interessante gas hierna. Bly ingeskakel om te hoor wat sy te sê het. Welkom kykers by die gedeelte van die onderhoud vir hierdie episode vir die week. Ons is vandag met Sonel Lambert, sy werk vir GoWeber. Sy gaan ons 'n bietjie meer daarvan vertel, wat haar posisie in die company is, as ook hoe jy die app kan gebruik. Welkom Sonel, by ons hier in die ateljee. Ek gaan sommer inspring en begin met, wat is jou posisie in die company en ook wat behels dit ons? Okay. Weer eens, baie dankie vir die geleentheid. So, ek doen bemarking by GoWeber, wat vir my persoonlik baie lekker is, want ek hou van agter die skerms. Wel, doen nou nie vandag nie. Maar oor die algemeen is my pos en my beroep op hierdie oomblik is om vir die wêreld te wys, veral Windhoek, hoe GoWeber die lewe vir mense makliker maak. Okay. Beide aan die service provider kant en aan die user kant. Okay. En vertel ons 'n bietjie meer oor GoWeber en hoe het dit ontstaan, wanneer is dit vrygelaat, so die begin daarvan dit. Yes, Rosanne, dis 'n exciting story. So, GoWeber is Namibia se heel eerste super app. Wow. En dis in itself 'n mouthful. Ja. Maar wat GoWeber se missie is GoWeber wil convenience bring aan albei kante. Aan die service provider kant, aan die user kant. Jy het seker al op Facebook tientalle boodskappe gesien van iemand vir my 'n plumber wat gou môre middag 11 uur na my toe kan kom. En ek voel net dis nie betroubaar nie, want nou kry ek hierdie agterplaas mechanic om my kraan te kom regmaak en dan wonder ek hoekom skree my microwave. Ja. So dis waar GoWeber inkom. Okay. Ons het GoWeber is self al vir 'n rukkie in die mou. Dit was 'n gedagte, dis 'n proses. Toe dit nou in die werk gekom. Ons het verlede jaar op 5 September het ons kantoordeure oopgemaak. So dis redelik nuut. Ja. En ek dink dit het 'n groot impak op Windhoek sover vir dit wat ons gesien het. Ag, dis fantasties. So julle is regtig nou nuut, so ek is baie bly ons kon julle so vroeg hier op ons program kry. Jy het genoem van dat dit die gemaklikheid vir mense is en so wat sal jy sê is ook meer van die groot probleme wat julle beoog om op te los met die app? Jessie, Rosanne, weet jy, ons sien dit elke dag waar mense met hierdie fantastiese vaardighede sit, maar hulle het of nie die regte kanale om hulle kliënte te kry nie, of hulle weet net nie waar om te begin soek nie. Want ek dink as jy in daai posisie sit waar jy hierdie kwalifikasie het of hierdie diploma het vir iets en jy weet nie waar om te begin, kan dit op een oomblik baie oorweldigend wees. En dis waar GoWeber inkom. So GoWeber bied vir jou die platform om met jou kliënte in kontak te kom. Dis veilig, dis trustworthy, want alles gebeur op die app. Jou booking, jou kommunikasie, jou payment systeem, dit werk alles op die app. En dan natuurlik aan die user se kant is dit verskriklik gerieflik. Want nou kan ek in die gemak van my eie huis sit en vir my iemand kry om my shopping te gaan doen. Ja. Omdat ons hierdie persoonlike shoppers ook het. Dis een van die 52 dienste wat ons aan mense blootstel waardeur hulle kan verdien. Yes, dit is omtrent 'n groot ryk van
mense wat julle kry. Nee, definitief. Ja, so met dit neem ek aan dat vir wie julle teikenmark vir die app is, maar enigiemand van 'n tiener tot iemand in hulle 80's wat 100%. soos jy nou sê nie wil self hulle inkopies gaan doen nie. 100%. So vir die verbruikers, die users, is daar nie ouderdomsbeperking nie. Jy moet mos nou maar net geletterd wees en jou selfoon kan gebruik. Aan die diensverskafferkant vat ons enigiemand bo die ouderdom van 17 wat Namibië se werkende ouderdom is. Okay. En as jy jou vaardighede het en jy het references en jou police clearance, want iets wat vir ons baie belangrik was is om seker te maak dit is veilig. Okay, so daar's soos 'n halfe vetting system voordat jy nou kan registreer op. Okay. So alhoewel ons vetting proses dalk vir party mense verregaande klink of heel verspot, dis vir ons baie belangrik want as ek iemand in my huis moet toelaat, moet ek weet, okay, hierdie persoon is veilig. Hulle het my beste interest at heart. En dis kom ons vetting proses so sterk is. So ons is sterk op die dokumente, die references, die police clearances. Maar aan die ander kant dink ek mense moet eintlik maar net besef dat dit 'n klein hassle is vir 'n langtermyn reward. Ja, okay, dit maak Yes. En dan net in eenvoudige terme vir iemand wat nou die app aflaai, hoe gaan hulle te werk om dit te gebruik om iemand te kry om hulle te help, as ook om te registreer as 'n sê maar nou plumber of so wat hulle services wil gee? Jy sê Rosan, dis so maklik soos val uit 'n boom uit. So jy gaan kyk letterlik net op Play Store. So die service provider app is die blou enetjie. Jy laai hom af, jy vul jou besonderhede in. Jy kies jou diens, jy kies ook die prys vir wat jy dit wil verskaf. So dit is nie 'n one size fits all nie. Ja. Jy kies jou prys, jy kies waar volgens jy wil werk. Jy kies tot die dae en die tye waarop jy wil werk. Yes, dis daarom gemaklik. Dis so gemaklik. Jy kan dit volgens jou eie tyd bepaal en as. Presies. En dan het jy 'n portfolio section op die app ook waar jy foto's van jou werk kan opsit, want dis wat mense ook gaan sien as jou profiel dan nou oppop. So jy het jou rating aan die diens. Ja, dis die diensverskaffer se kant, aan die service provider. Aan die service provider, aan die user se kant, is dit weer net so gemaklik. So jy laai die app af, jy vul in jou besonderhede en dis dit vir die users. So dan het jy jou first page is basies maar net alles wat se dienste daar is, van taxis tot jou tutors, jou nails kan gedoen word tot en met jou gerief. Dis omtrent iets van alles. En dan wat is as mense sê, is daar aansluitingsfooi vir mense wat die app wil gebruik of vir die mense wat dan nou die service provider is? Yes. Okay. Op hierdie stadium, ons werk glad nie op 'n subscription fee nie, so jy betaal niks om op die app te wees nie. Ons werk wel op 'n kommissie, so ons kry 'n persentasie van dit wat jy doen. Okay. Ja. Dit maak sin, want dit gaan ook die mense half weerhou om, as jy dadelik, ek weet ek is so, as ek 'n app aflaai en ek moet dadelik iets betaal om net vinnig iets te check, dan gaan ek definitief nie verder gaan op die app nie. So, ja nee, definitief. Daai aspek van, as jy nou die gebruiker is van die app, dan is dit vir jou nogals gemaklik. Yes. En dan, watse soos kenmerke van die app sal jy sê, soos jy het genoem, dis die eerste in Namibië, weet julle, sê maar nou ander apps wat soortgelyk is gebruik om nou maar te inspireer, en dan watse kenmerkende hoe kan ons nou sê kenmerke watse kenmerke van die app maak julle, onderskei julle van ander? Okay, so super apps is algemeen in eerste wêreldlande. So GoWeaver is maar in 'n mate 'n afstammeling daarvan. Maar GoWeaver is op sy eie verskriklik uniek. Ek dink van die goed wat ons uiteenset is die manier of die gerief wat ons wil bring en dan ook die feit dat ons so streng is op ons vettingproses. So alhoewel dit baie mense dalk kan afskrik of hulle kan afkeer, dis vir ons baie belangrik want ons wil verhoed om in die nuus te wees vir die slegte redes as dit sou maak. Ja, dit is altyd 'n goeie ding om nie in die nuus te wees. Ja. Van ons kant af. Nee, ek glo definitief there's no such a thing as good bad publicity. Okay. En dan net ter laaste, is daar enige, jy het nou met ons so baie goed gedeel en ek dink mense gaan definitief van hier af nou, alwel ek gaan definitief die app nou gaan aflaai vir as ek 'n laat nag emergency het by my huis. So is daar enige ander inligting wat jy voel jy moet deel of
ja, wat mense dalk moet weet voordat hulle die app aflaai of tydens hulle dit gebruik? Weet jy wat, Rosanne, ek dink die groot ding wat mense dalk bietjie mis van GoWeaver is wat se geleentheid dit nie net bring nie. Ek meen, as ek myself in iemand wat unemployed is, se skoene sit en ek moet dink, hoe voorsien ek vir my gesin, hoe maak ek dit tot einde van die maand toe, dis GoWeaver in my kop is eintlik hierdie liggie van hoop. Okay. Dis hierdie liggie van hoop wat niks van jou afvra behalwe jou vetting documents nie. Daar is nie 'n ding wat jy gaan 3 maande op die app wees en dan sê ons vir jou, hoorie, jy moet nou hierdie betaal nie, want dit werk nie so nie. Ons wil nie mense om kant vang nie. Ek dink aan die user se kant, dis groot gerief. En ek dink dis iets wat mense dalk meer nodig het, veral so besig. Ek meen, jy sê dit vat my tussen 10 en 20 minute om by die werk te kom en dan weer huis toe en daar is ook net 24 ure in 'n dag. Ja. So as ek meer uit my dag uit kan kry deur dalk vir convenience te betaal, gaan ek dit 100% vat. Ja. Ja. Nee. Maar baie dankie. Ek dink dit is 'n baie goeie en nodige industrie wat julle nou geskep het of app wat julle nou geskep het vir die mense. So baie dankie dat jy met ons vandag gedeel het. Ek waardeer dit baie. En kykers by die huis, laai die app af. Kyk wat beskikbaar is daarop. Ek seker meeste mense in Windhoek gaan iets kry wat hulle kan doen, een of ander service wat jy kan provide, of dan nou enige hulp wat jy nodig het, sal jy daarop kry. Baie dankie. Baie dankie, Rosanne. Welkom by Voor in die Koor. Hier ontdek ons die betekenis en gevoel agter kunstenaars se lirieke. Vandag gesels ons oor Alles vir 'n oomblik wat deur PC Vermaak en Shakira Peach gesing word. Dit is laasweek vrygestel. Die liedjie fokus op 'n kort, betekenisvolle oomblik tussen twee mense en beskryf hoe intens emosies is in die tyd. Dit verwys ook na hoe mense enige iets sal doen om tyd te spandeer saam met die persoon wat jy liefhet. Dit beskryf ook hoe baie werk en commitment dit vat om iemand lief te hê en dan as hulle uit jou lewe gaan, hoeveel dit dan seermaak. Dit gaan oor liefde verlies en die seer wat kom met iemand liefhet. Die lirieke wys ook na die keuse om alles prys te gee vir daardie een spesiale oomblik saam met jou spesiale persoon. Dankie dat jy hierdie liedjie saam met my ontdek het. Skakel definitief volgende week weer in om 'n nuwe liedjie saam met my te verken. Welkom by Nuut op die Rak, waar idees en boeke bymekaar kom en elke storie 'n nuwe wêreld vir ons oopmaak. Ons praat vandag oor die avontuur van Helga Roots wat geskryf is deur Rian Grobler. Helga Roots is dalk aan die verkeerde kant van 80, maar jy kan haar steeds deur 'n ring trek, elke dag van die week. Sy woon al amper 5 jaar by Silverhare Aftreeoord in Pretoria en hoewel die aanpassing swaar was, voel sy haar plekkie is deesdae haar huis. Sy het darm nog haar motortjie waarmee sy gereeld winkel toe kan ry. Soms besoek sy vriende of gaan sit in 'n koffiewinkel om die mense om haar te kyk. Dit kom dus as 'n groot skok wanneer die oogarts makulêre degenerasie in albei haar oë diagnoseer. En van dese week is Hoeka so 'n bedrywige week, 2 begrafnisse en 'n Saterdag 'n troue in die Parel. Ten spyte van haar kinders se teenkanting, glip Helga Dinsdag siekies by die Aftreeoord uit, bagasie gepak reg om haar reisavontuur te begin. Maar wie wag onder die lamppaal? Niemand anders nie as Stefans de Wet. So ewe van plan om haar op haar tog te vergesel, net omdat sy nie mooi kan sien nie. En so maak ons nog 'n episode van Nuut op die Rak klaar. Ek hoop dit inspireer jou om 'n nuwe boek op te tel en verdwaal te raak in die stories daarin. So kom ons aan die einde van hierdie episode van Blitz Fokus. Baie dankie dat julle saam met my deurgegaan het op hierdie eerste episode vir my as aanbieder en ek hoop julle het dit saam met my geniet. Skakel gerus volgende week terug in vir nog 'n fantastiese episode van Blitz Fokus.